Goeiedag. Baie welkom waar ons vandag 'n paar minute in Jesus se teenwoordigheid mag staan terwyl ons Matteus 12 saam lees, nê? Ja, dit is 'n goddelike voorreg. In vandag se hoofstuk konfronteer Jesus die Fariseërs vir hulle skynheilige gedrag en hy beklemtoon dat ons woorde en dade ons ware karakter openbaar. Dus moet ons oplet in hierdie gedeelte na twee belangrike dinge. Nommer 1, die Sabbat is vir mense, nie mense vir die Sabbat nie. Ja, Jesus leer ons dat dit belangriker is om barmhartigheid te betoon en goed te doen, as om streng by die reëls te hou. En die tweede plek, oor die algemeen moedig Matteus 12 ons aan om te fokus op die kern van God se wet, naamlik liefde, barmhartigheid en medelee, eerder as om net met reëls en tradisies na te volg. Goed, kom ons hoor wat Jesus vir ons in Matteus 12 wil sê en leer. Vers 1. In die tyd het Jesus op 'n Sabbatdag deur die gesaaides geloop. Sy disippels het honger geword en are begin pluk en van die koring geëet. Toe die Fariseërs dit sien, sê hulle vir hom: "Kyk daar, die disippels doen iets wat op die Sabbatdag nie gedoen mag word nie." Skynheiligheid van die Fariseërs met hulle voorbedagte rade, nê? Vers 3. Maar hy, Jesus, sê vir hulle: "Het julle nie gelees wat Dawid gedoen het toe hy en sy manne honger geword het nie? Hy het in die huis van God ingegaan en van die offerbrood geëet, wat hy en sy manne nie mag gedoen het nie, maar net die priesters. Of het julle nie in die wet van Moses gelees dat die priesters op die Sabbatdag in die tempel diens moet doen nie? Hulle oortree dus die Sabbatsgebod en tog is hulle nie skuldig nie." Vers 6, ek sê vir julle, hier is een, en dis nou Jesus, wat groter is as die tempel. Nou wat bedoel Jesus in vers 6? Matteus 6 sê, maar ek sê vir julle dat iets groter as die tempel hier is. Jesus sê basies dat hy belangriker is as die tempel en by uitbreiding belangriker as die tradisionele Sabbatswette is. Hy, Jesus, is die vervulling van God se teenwoordigheid en sy teenwoordigheid bring 'n nuwe era van aanbidding en 'n verhouding met God. Vers 7. As julle begryp het wat dit beteken, ek verwag barmhartigheid en nie offers nie, dan sou julle nie 'n mense wat onskuldig is veroordeel het nie. Die seun van die mens is immers Here oor die Sabbat. Jesus het daarvandaan verder gegaan en in hulle sinagoge gekom. Daar was juis 'n man met 'n gebreklike hand. Ja, die Fariseërs, hulle vra hom toe: "Mag 'n mens iemand op die Sabbatdag gesond maak?" Hulle bedoeling daarmee was om 'n klag teen Jesus te kry. Die Fariseërs probeer alles in hulle mag om iets teen Jesus te kry, nê? In plaas van om van hom, Jesus, te leer en tot bekering te kom. Nee, hulle glo niks wat Jesus sê nie. Hulle is bang vir hulle eie ampte. Skynheilige klomp Fariseërs. Vers 11. Hy sê vir hulle: "Wie van julle sal nie die een skaap wat hy het en wat op 'n Sabbatdag in 'n sloot val, dadelik gaan uithaal nie? Hoeveel is 'n mens nie meer werd as 'n skaap nie? Dan mag 'n mens mos op die Sabbatdag goed doen." Toe sê hy vir die man: "Steek jou hand uit." Hy het dit gedoen en sy hand was reg soos die ander een. Ja, ek kan in die gees sien hoe Jesus gewag het dat een van hulle iets moes terugantwoord, hierdie klomp Fariseërs. Maar hulle was bang. Luister net verder hoe skynheilig hulle is. Hulle het buitentoe gegaan en daar verder planne beraam, hoe om Jesus om die lewe te bring. Aarde mense, kan jy dit oor vertel? Vers 14, luister mooi. Die Fariseërs het toe uitgegaan en planne beraam om Jesus om die lewe te bring. Ja, vers 14 sê:
Toe het die Fariseërs uitgegaan en planne beram hoe hulle Jesus sou doodmaak. Sjoe, kan jy dit oor vertel, nee? Die Fariseërs word geweldig bedreig deur Jesus se leringe en gesag. So hulle beplan nou al reeds om hom te elimineer, dood te maak, te kruisig. Jesus maak die dinge vir hulle deurmekaar en hulle hou nie daarvan nie. Toe Jesus dit hoor, het hy daarvandaan weggegaan. Baie mense het saam met hom gegaan en hy het hulle almal gesond gemaak. Maar hulle belet om in die openbaar oor hom te praat. So is vervul wat die Here deur die profeet Jesaja gesê het. Hier is my dienaar wat ek aangestel het, my geliefde oor wie ek my verheug. Ek sal my gees op hom laat kom en hy sal die wil van God aan die nasies bekend maak. En natuurlik is dit God wat hierso praat, wat sê dat Jesus sy geliefde seun is, nê? En dat hy die wil van God aan die nasies bekend sal maak. En dis wat Jesus hier op die aarde nou besig is om te doen. Tot vandag toe. Vandag werk hy weliswaar nie as 'n persoonlike persoon nie, maar hy werk in ons, want ons het wedergeboorte ontvang toe ons Jesus aangeneem het. Vers 19, hy sal nie twis nie, en nie skreeu nie, en niemand sal sy stem op die strate hoor nie. 'n Riet wat geknak is, sal hy Jesus nie afbreek nie, en 'n lampet wat rook en nie uitdoof nie. Hy sal die wil van God laat seëvier, en op hom sal die nasies hulle hoop vestig. Nou, ons almal het al gehoor van Beelzebul. En nou gaan ons van vers 22 af lees oor Jesus en Beelzebul. Hulle het toe 'n man wat in die mag van 'n bose gees was, na Jesus toegebring. Die man was blind en stom. Jesus het sy gebrek genees, sodat hy weer kon praat en sien. En die hele menigte mense was versla en het gesê, is hy nie miskien die seun van Dawid nie? Die Fariseërs het hiervan gehoor en gesê, hy, Jesus, dryf bose geeste uit alleen met die hulp van Beelzebul, die aanvoerder van die bose geeste. Jesus het egter geweet wat hulle dink en hy het vir hulle gesê, elke koninkryk wat onderling verdeeld is, gaan te gronde, en geen stad of huis wat onderling verdeeld is, sal bly staan nie. As die Satan dan die Satan uitdryf, is hy teen homself verdeeld. Hoe kan sy ryk dan bly bestaan? En as ek met Beelzebul se hulp die bose geeste uitdryf, met wie se hulp doen julle volgelinge dit dan? Hulle kan nie antwoord nie. Julle eie volgelinge sal as julle regters optree en wys dat julle verkeerd is. Vers 28, en aangesien ek deur die gees van God die bose geeste uitdryf, het die koninkryk van God inderdaad tot by julle gekom. Hoe kan iemand tog by die huis van 'n sterk man ingaan en sy goed vat, as hy nie vooraf die sterk man vasgebind het nie? Eers dan sal hy sy huis kan beroof. Wie nie aan my kant is nie, sê Jesus, is teen my, en wie nie saam met my die skape bymekaar maak nie, hy jaag hulle uit mekaar. En dit is presies wat die Fariseërs doen. Vers 31, daarom sê ek vir julle, elke sonde en lastering kan die mense vergewe word, maar die lastering teen die Heilige Gees kan nie vergewe word nie. As iemand iets teen die seun van die mens sê, kan dit hom vergewe word. Maar as iemand iets teen die Heilige Gees sê, kan dit hom nie vergewe word nie. Nie in hierdie bedeling nie en ook nie in die toekomstige nie. As julle sê 'n boom is goed, moet julle ook sê sy vrugte is goed. En as julle sê hy is sleg, moet julle ook sê sy vrugte is sleg. 'n Boom word tog aan sy vrugte geken. Julle slange, sê Jesus. Hoe kan julle wat sleg is iets goed sê? Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Die goeie mens bring die goeie tevoorskyn uit die oorvloed, goeie dinge in sy hart. Die slegte mens bring die slegte tevoorskyn uit die oorvloed, slegte dinge in sy hart. Dit sê ek Jesus vir julle.
Van elke ligsinnige woord wat die mense sê, sal hulle rekenskap gee op die oordeelsdag. Op grond van jou eie woorde sal jy vrygespreek of veroordeel word. Party van die skrifgeleerders en die fariseërs sê toe vir hom: Meneer, ons wil 'n wonderteken van u sien. Maar Jesus antwoord hulle: 'n slegte en afvallige geslag vra 'n teken, en geen teken sal aan hulle gegee word, behalwe die teken van die profeet Jona nie. Soos Jona 3 dae en 3 nagte in die maag van 'n groot vis was, so sal die Seun van die mens 3 dae en 3 nagte binne in die aarde wees. Die mense van Ninive sal op die oordeelsdag saam met die mense van vandag opstaan en teen hulle getuig. Hulle het immers op die prediking van Jona bekeer, en hier staan een, ek, Jesus, wat groter is as Jona. Die koning van die suide sal op die oordeelsdag saam met die mense van vandag opstaan en teen hulle getuig. Sy het immers van die uithoeke van die aarde afgekom om na die wysheid van Salomo te luister. En hier staan een, Jesus, wat groter is as Salomo. En dan vertel Jesus hulle van die terugkoms van die onrein geeste, vanaf vers 43. Wanneer 'n onrein gees uit 'n mens weggaan, swerf hy deur dor streke op soek na 'n rusplek. As hy dit nie kry nie, sê hy: ek gaan terug na my huis waaruit ek weggegaan het. Hy kom dan terug en kry dit onbewoon, skoon en aan die kant. Dan gaan haal hy 7 ander geeste, nog slegter as hy self, en hulle trek saam met hom in en gaan woon daar. Aan die einde is so 'n mens slegter daaraan toe as aan die begin. So sal dit ook gaan met die slegte mense van vandag. Vers 46, terwyl Jesus nog besig was om met die mense te praat, het sy moeder en sy broers daar buite gestaan, en hulle wou met hom praat. Iemand sê toe vir hom: u moeder en die broer staan daar buite en wil met u praat. Maar hy sê vir die man wat dit vir hom gesê het: wie is my moeder en wie is my broers? Toe wys hy, Jesus, met sy hand na sy disippels en hy sê: daar, vers 50, daar is my moeder en my broers. Elkeen wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is, die is my broer en my suster en my moeder. Ons sluit af vir vandag en ons sal môre hoofstuk 13 saam lees, soos God wil. Ek nooi jou nou al uit om saam te lees. Kom sit saam om die woord van die Here. Kom ons gesels daaroor. Vers 43 tot 50 handel oor Jesus wat leer dat sy ware familie nie net oor bloedverwantskap gaan nie, nee, maar oor geestelike verbintenisse met diegene wat God se wil doen. Hulle is my broers en my susters. Dankie Here, dat ek ook in so 'n gesin ingeseën is. Luister gou mooi. Die onreine gees se wederkoms, daar in vers 43 tot 45. Jesus waarsku dat as 'n persoon hulle self van die kwaad reinig, maar nie die leemte met die goeie vul nie, hulle slegter daaraan toe sal wees as voorheen. En met die afsluiting van vers 46 tot 50, ja, Jesus se geestelike familie. Toe Jesus se moeder en broers hom kom sien het, sê hy dat diegene wat God se wil doen, sy ware familie is. Broers en susters en moeder. Kortliks, Jesus beklemtoon dat geestelike verhoudings baie belangriker is as fisiese verhoudings, en dat gehoorsaamheid aan God se wil is wat familie werklik definieer. Kan jy jouself in so 'n familie, 'n geestelike familie, vereenselwig? Dankie dat jy vandag saam met my na Jesus, die lewende woord, geluister het. Seën en vrede vir jou van onsse drie eenheid. Amen.